maats en welkom terug by nog 'n episode van Wat wil Jesus ons leer? Vandag begin ons met 'n baie belangrike boek in die Bybel, die boek van Job. Job was 'n man wat God liefgehad het en altyd reg probeer leef het. Die Bybel sê sommer in die eerste vers van die boek dat Job opreg en vroom was. Dit beteken, hy het nie sommer verkeerd gedoen nie. Hy het regtig vir God geleef. Ons teksvers vir vandag is Job 1 vers 1 tot 22 en ons kernvers, die Here het gegee en die Here het geneem. Die naam van die Here sy geloofd. Job 1 vers 21. Job het 'n groot gesin gehad, 7 seuns en 3 dogters. Hy was ryk met duisende diere, skape, beeste, kamele en donkies. Job het ook baie werkers gehad. Hy was 'n man wat ander mense gerespekteer het en wat bekend was vir sy goeie hart. Maar weet julle wat die mooiste van alles was? Job het elke dag vir sy kinders gebid. Hy het gesorg dat sy hele huis altyd aan God behoort. Hy het geweet dat God belangriker is as al sy besittings. In die hemel het daar 'n dag gekom waar die engele voor God verskyn. Die duiwel, Satan, het ook gekom. Hy het gesê, Job dien u net omdat u hom seën. Hy het alles, rykdom, 'n groot gesin en geluk. Maar as u dit alles wegvat, sal hy u vloek. God het geweet Job is getrou. Hy sê, jy mag hom beproef, maar moenie sy lewe vat nie. Toe gebeur daar een ramp na die ander. Sy diere word gesteel, sy werkers word doodgemaak, sy kamele en beeste gaan verlore en die ergste van alles, al sy kinders sterf in 'n ongeluk toe 'n storm die huis omwaai. Job sit daar in trane, heeltemal stikkend. Hy skeer sy klere en val op die grond. Maar raai wat? Hy sê nie, dis onregverdig. Nee, hy sê nie, ek gee op God nie. Hy sê, die Here het gegee en die Here het geneem. Die naam van die Here, sy geloofd. Maats, wat kan ons hieruit leer? Ons kan leer dat alles wat ons het, van God afkom. Job het verstaan dat selfs sy rykdom en sy kinders 'n geskenk van God af was. Hy het nooit gedink hy besit dit vir homself nie. Tweedens leer ons dat geloof bly staan selfs in pyn. Job het groot hartseer ervaar, maar hy het nog steeds God geloof. Sy geloof was nie net afhanklik van hoe goed dinge gaan nie. Die derde les is dat ons God kan vertrou, selfs al verstaan ons nie hoekom dinge gebeur nie. Job het nie geweet hoekom hy alles verloor nie, maar hy het geweet, God is steeds goed. En laastens kan ons leer dat ware aanbidding 'n keuse is. Job kies om te sê, ek sal die naam van die Here prys, al voel sy hart stikkend. Maats, Job se verhaal begin swaar. Hy verloor alles, maar hy wys vir ons iets ongeloofliks. Ons geloof in God moet bly staan, selfs al gebeur daar dinge wat ons nie verstaan nie. Daarom, hierdie week, as jy iets verloor of as jy teleurgesteld voel, onthou Job se woorde. Die Here het gegee en die Here het geneem. Die naam van die Here, sy geloofd. Daar sy maats, God is altyd goed en hy verdien ons lof in goeie en moeilike tye. Tot volgende keer. Totsiens!